dankie dat ons vanoggend weer dat U wonderwerkende God is. Dankie dat ons weer dat U vanoggend die koning van die konings is. Here Jesus, dankie dat ek vanoggend net in die teenwoordigheid kan kom en die naam kan kom aanbid. Here Jesus, wat 'n voorreg is dit om vanoggend hier te wees. Here, vanoggend het ek 'n opgewondenheid in my hart, Here, oor dit wat U wil kom doen in ons harte, Here, dit U mense se lewens wil verander. Here, want U is so amazing God. U is so 'n God van liefde. U gee net om. En Here, vanoggend terwyl ons hierdie lied sing, besef ek net, Here Jesus, maak nie saak hoe donker, hoe moeilik dit lyk nie. U is reeds in die fight, Here. U is reeds besig om vir ons elkeen te fight. U is reeds besig om vir ons die oorwinning te bewerkstellig. Ons moet dit net klein, ons moet dit net kom vat vanoggend. So ons vat dit vanoggend in die naam van Jesus, Here. Bid ek vir elke persoon wat hier staan, Here, elke battle wat hulle fight, dat hulle van vanoggend af sal weet, Here, U het reeds die battle vir hulle gewen, Here. En ons dank U daarvoor, Here, want U is ons miracle worker. Here, U is die een wat you put your breath into our lungs, Lord Jesus. So why won't you fight for us, Lord Jesus? Because we are your children. Here Jesus, ons is U kinders en ons is net opgewonde en dankbaar, Here Jesus, vir dit wat U doen. Here, dankie dat ek weet, ek kan vanoggend by U kom stil raak. Ons kan by U voete kom sit en weet dat U God is, Here. Seën ons nou, bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie, ek kan jou sitplek neem. Okay, ek het vanoggend 'n amazing boodskap wat ek vir jou wil share. En ek wil eers begin, hierdie laaste lied wat hulle gesing het my nou al daar's 'n ander woord, ek noem dit hond, hy het my gejaag hierdie week. So is dit dinsdagmiddag of oggend gebel, en hulle vra vir my, sal ek asseblief die saalopening kom doen by laerskool handhawer? En ek sê, ja, dis reg, ek sal gaan. En ek is toe nou woensdagoggend laerskool handhawer toe. Nou, iets wat amazing is by laerskool handhawer, wat ek love, hulle het elke oggend as hulle saalopening het, sing die kinders voor die tyd. En hulle het hierdie amazing juffrouens wat vir hulle bewegings leer op hierdie goeters, né? En hulle het die eerste lied gesing, en nou wag hulle vir die skoolhoof om op te daag, sodat ek kan begin, en die skoolhoof is laat en alles, en op die ou ende besluit hulle gaan nog 'n liedjie sing. En wat kies hulle? Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Nou ek love die song, okay? So toe kom ek met die eerste keer met die liedjie in aanraking vir die week, en ek dog, okay, wat is dit nou? En ek los dit. En so later in die dag is ek besig by die kinders is besig om eksamen te skryf, en wat kom op my foon op? Waymaker, en ek sê, regtig? Wat nou nog? En donderdag aand is Antoinette hier by die worships oefening, en Edrich is gewoonlik die ou wat gesien hy die klank help doen, en dan sit hy op, wat sy liedjies wat hulle met January maak die video, en ek kyk, Waymaker, ek soos regtig, hoeveel keer wil die liedjie my nou nog by my wees? En ek vergeet actually nou toe daarvan, want ek nou sit, jy gaan nou in die naweek in en alles, en vanoggend toe daai liedjie begin speel, en ek hoor Waymaker, Promise Keeper, en ek wil vir iemand, ek weet nie wie dit is nie, maar ek weet eintlik, dit is nie vir my net alleen nie, dit is vir iemand hierso. Jy fight 'n battle vanoggend, en God sê, ek sien jou raak, en ek fight saam met jou. Al lyk dit nie vir jou so nie, al dink jy nie so nie, al voel dit nie vir jou so nie, God is besig om jou battle vir jou te fight. Jy moet net dit oorlaat in sy hande. Hy sal weer laat wen. Okay, so dis net wat ek vir jou wil share, so 'n side note voordat ek by my preek kom. So, my preek gaan vanoggend oor geloof en liefde. Nou, ek het so 'n bietjie oor hierdie onderwerp gaan dink, en ek het gesê, November maand gaan ons bietjie oor liefde praat. So, jy gaan elke week iets met liefde te doen hê, en so asseblief deel maar met my, ek hou van liefde, want liefde is goed, dit laat die mense daai huppel in die stad kry, waarvan ek verlede Sondag gepreek het en gepraat het, en dit laat jou goed voel, okay? Maar ons gaan nie net liefde doen, so jy gaan sien, ek kom met 'n bietjie 'n paar angles, so, maar vandag is dit geloof en liefde, en hoe belangrik die twee eintlik saamhardloop, en ek gaan vir jou nou baie mooi uit 'n storie of 'n verhaal wat in die Bybel is vertel. So ek wil begin vanoggend met 'n baie bekende stukkie. En dit was nie oorspronklik deel tot vanoggend nie van my preek nie. En dit is Hebreërs 11 wat sê,
Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof, dat waaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. So elke persoon wat in die Bybel is, elkeen wat julle hierso sien, wat teen ons muur is almal geloofshelde en hulle almal het 'n storie vertel, het 'n storie om te vertel as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Een of ander tyd het hulle net vasgehou, maak nie saak wat dit was nie, of dit was om 'n giant te slay en dood te maak, of dit was om van 'n land af weg te gaan en na 'n ander land toe, maak nie saak wat ek gedoen het nie. Ester wat bereid was om vir haar volk te sterf, maak nie saak wat nie. Hanna wat gebid het en geloof dat sy 'n kind kan kry. So kan ons aangaan met elke geloofsheld wat daar is. As ons hulle nie gehad het nie, sou ons nie geglo het wat ons gelees het nie. Want as gevolg van dit wat jy in die Bybel lees, as gevolg van hierdie boek, kan jy vashou in jou geloof. Nou, ek wil nou eers so, maar jy hoef nie jou hand op te steek nie, want nou gaan ek nou hou van die antwoord wat ek kry nie. So ek gaan jy nou vra vanoggend, glo jy in God? Okay, so jy het nou jou antwoord hier in jou kop, jy glo in God. Okay, so hoekom is jy bang? Hoekom het jy vrees? Hoekom laat jy toe dat vrees beheer vat van jou lewe? Hoekom laat jy nie toe dat God beheer vat van jou lewe? Net so 'n bietjie. Okay. So 1 Korintiërs 13 vers 13 sê die volgende: En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Maar ek wil jou laat sien, geloof, hoop en liefde. Nou, so 2 maande terug het ons die hele maand oor hoop gepraat en alles, het was so lekker amazing tyd gewees. En nou praat ek van geloof en liefde. En dit is alles saam in 1 Korintiërs 13. Nou, as jy nie geloof het nie, gaan jy nie liefde hê nie. As jy nie liefde het nie, gaan jy nie geloof hê nie. Die 2 werk saam, maak nie saak nie. En nou net vir so 'n bietjie ekstra, kom hoop by. Okay, so, wat is geloof? Geloof het ek nou gesê in Hebreërs 11, is iets wat ek nie kan sien nie, ek glo dan. So, jy glo dat God jou kan 'n wonderwerk vir jou doen. Dit is in 'n moeilike situasie, en God gaan vir jou teerkom, so jy glo dat hy dit kan doen. Okay, dis die eerste ding. Hoop is juist daai wat jy hoop, dat dit wat jy glo, gaan waar word. Maar saam met dit, het jy die liefde vir God nodig. Want as jy nie lief is vir God, hoe kan jy verwag dat God vir jou iets gaan doen? So jy het liefde, geloof en hoop nodig. As die 3 kan eintlik saam, so eintlik moes ek die boodskap wat jy nog nie, ek het al baie oor hoop gepraat, so ek wil nie te veel oor hoop sê vandag nie. Geloof, hoop en liefde werk saam. Waarvan liefde die grootste is. Hoekom? Want as Jesus nie so lief was vir jou en vir my nie, sou hy ons nie kom red het nie, sou hy ons gelos het in ons eie genade, en sou ons nog allerlei diere moes offer, om in die hemel te kom. Maar nou, as gevolg van die feit, dat God, eerstens, ons Papa, Vader, ons so lief gehad het hy sy seun Jesus gestuur, wat vir ons eerstens 'n voorbeeld kom wys het, van wat dit is om 'n kind van God te wees, en 'n voorbeeld te wees wat ek amper sê. En toe, het hy gesterf vir jou en vir my, sodat ek nie gered kan. Wat 'n amazing lewe is dit. So, God het jou lief. En as gevolg van my en jou liefde vir God, kan ek en jy op God vertrou. Moet ons in hom glo. So geloof, hoop en liefde werk hand aan hand vanoggend. Dan, Jakobus 1 vers 3. Ek gaan nou vinnig bietjie deur van die verse, maar ek gaan nou vir julle 'n bietjie neer. Jakobus 1 vers 3 sê, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. As ek en jy glo dat God iets vir ons kan doen, dan gaan ons aanhou fight. Reg? As jy glo dat God aan jou kant is, dan sal jy aanhou probeer totdat jy deurkom en jou oorwinning kry. Maar as jy nie gaan, dis wanneer ons volhard, maar as ons nie geloof het in God nie, hoekom doen ons dit? Dit is hoekom ek sê, baie keer ouens, hulle is vuur en vlam in die begin as hulle harte vir die Here gee, en hulle gaan voluit vir Jesus, en hulle dien hom en alles, en dan soos die tyd aangaan, dan val hulle uit.
want hulle geloof raak minder. Want die lewe gebeur ongelukkig in ons lewe. Daar is 'n paar uitdagings, die lewe gee jou 'n paar klappe. Nou, en ons almal het 'n droom vir ons lewe, ons almal het 'n ideaal en 'n plan, en dit is nie altyd wat gebeur nie. Dis soos, ek gaan nou sê, ek het nou vir hierdie week wat kom, het ek 'n paar dinge wat ek moet bereik by Vrydag. By Maandag, dan val my appelkar al klaar om, en dan het ek nog nie eers, dan die week nog nie eens begin nie, en dan begin ek moedeloos raak, want hoe de hoenders kan ek by my eindresultaat het. Julle weet wat van my praat, né? So, maar as ek nie gaan vashou aan God nie, dan kan ek maar net so hoor. So ek en jy, in ons geloof in Jesus Christus, hou ons aan fight. Dis hoekom jy opstaan. Dis hoekom jy besluit, okay, môreoggend gaan ek weer opstaan. En ek sal môreoggend weer probeer. Maar ek gaan weer probeer, dat daar iets in my lewe gaan verander. Maak nie saak wat nie. Nou gaan jy vir sê, ja, maar ek het al soveel keer probeer. En wat as jy net nog een keer moet probeer? Want die Jesus het, hy hou daarvan ons op ons tone te hou, né? Hy wil nie net vir jou dit gee nie. Jy moet 'n bietjie werk daarvoor. Jy moet 'n bietjie vashou aan hom. Dis is, ek gaan nou vir Edrich vat. As ek nou vir Edrich sê, sien ek spik vandag op jou mes, hè? So as ek nou vir Edrich sê, ek gaan jou beloon, deurdat jy vir die volgende week, elke dag, 5 ure, mag PlayStation of op sy kynster, hy like van kynie, hy is 'n groot kyner, okay, dis kom ek nou hom gebruik. So nou sê ek vir hom, maar nou kom daar die maar, en Edrich hou nie daarvan as ek sê maar nie, okay, hy wil net hoor, hy kan vir 5 ure speel, hy wil nie hoor, daar is 5 ure, maar jy moet eers dit doen. Soos, okay? Soos kom ek sê, Edrich, jy kan vir 5 ure vir die volgende week elke dag speel, maar jy moet eers sorg dat jou hele kamer uitgesorteer is, dat al die honde elke oggend ten minste kos gekry. Ou boetie, hy gaan vir my sê, regtig oom? Moet ek nou regtig al hierdie eers doen? En dan moet ek nog net bysit, hy moet bietjie leer op vir sy toetse wat voorkom. Ai, en dan gaan hy arme kind shattered wees, okay? Want hy weet, iewers kan hy dit nie doen. En dis eintlik wat God met ons doen. Hy sê vir ons, ek gaan vir jou 'n deurbraak gee. Ek gaan vir jou, maar jy moet net bietjie ook iets doen. Ek kan nie net vir jou gee nie. Dis soos ek kan nie net vir Edrich gee nie. Wat leer hy daaruit? So ek gee vir hom, ek sê vir hom, dis jou reward vir wat jy wil iets hê. En ons almal, ons hou daarvan om 'n beloning te kry. So jy wil 'n beloning hê. En die feit dat hy, maar eerstens moet Edrich glo, dat as hy doen wat ek sê, gaan hy dit kry. Hoor jy wat ek sê? Ek en jy moet eers glo, dat God dit vir ons wil gee, sodat ons dit kan kry. Dan het ek so met ons ook. Ek moet eers glo, my pa gaan vir my gee. My ma sal vir my doen wat hulle sê, as ek my deel doen. So geloof ook en liefde werk saam. En as ons daai 3 goed saam kan sit in ons lewe, kan ons hele lewe verander. Nou wil ek vir julle die storie lees van Abraham. Nou ek het al 'n paar keer in my lewe oor Abraham gepreek. Ek is baie lief vir Abraham en ek is veral verskriklik lief vir hierdie stukkie van Abraham, waar hy Isak moes gaan slag. Okay, daar's nie so 'n ander woord nie. So, en ek gaan julle nou verduidelik oor hoekom ek so sê. So Abraham het, ons lees in Genesis 22 die volgende, Abraham moet vir Isak offer. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse, het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar op die een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie,
ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa en Abraham toe, ja my seun. Toe vra Isak vir hom, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys is, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Jy kan die res van die stukkie ook gaan lees. So, Abraham was bereid om sy seun te offer. Hoekom? Want hy was lief vir God. Hy was lief vir sy seun ook. Maar iewers glo, en dit is wat vir my so amazing is, in sy geloof in God, want onthou nou net, vroeër in die Bybel, lees ons dat Abraham die grootste nageslag gaan hê. En ons is deel van daai nageslag. Maar om daai nageslag te hê, moet ek maar hê om voort te beweeg. En nou sê God vir jou, gaan offer jou nageslag. En Abraham, en ek dink net by myself, hoe het Abraham sy paus gehou, toe sy seun vir hom sê, pa, hier's alles, maar waar is die offer? En hy sê, nee, God sal voorsien. En hy soos van, dis eintlik jy, maar ek kan nie vir jou sê nie, want jy gaan weghardloop, en ek sê al, ek gaan nie achter jou kan inhardloop nie, dit waar die vet dalk. So, en nou, dink my so, hier bou hulle die altaar. Abraham en Isak bou die altaar. So Isak is besig om sy eie dood te bewerkstellig, deurdat hy sy eie altaar bou op wat geoffer moet word. En Abraham bly stil. Hy hou sy paus. En hy bou. En toe het klaar buite sê, ek wil net daai woorde, ek al gewonder, so die is my weergawe, ek weet nie of dit is net, sê, Isakie, my seun, wil jy nou asseblief hier kom lê nie? Ons moet net gaan kyk of die offer dalk groot genoeg is, en ekskuus, dis raar, dis nou my deel, nee, dis net my influence, dis nie wat daar staan nie, hoe dit is nie. So, wat het hy gedoen? Hoe het hy vir Isak gekry om te gaan? Want glo vir my, as ek geweet het, my pa wil my offer, ek sal gehol het, ek sal iets gedoen het, hy sal vir my straat, hy het vir my op daai ding sit nie. Nee, daar is nie manier nie. Ek nog my Here lief. Of was pa, en aan die ander kant, Isak was so gehoorsaam aan sy pa, en het eintlik soveel vertroue in sy pa gehad, en hy sê, weet pa wat, ek vertrou pa. Pa sê God gaan voorsien, en miskien het hulle altyd geweet, God gaan iets anders voorsien. Ek weet nie. Maar net die feit, dat hulle altyd daai stap geneem het, en soos ek sê, ons weet nou nie presies hoe, het Isak of Abraham of Isak op daai altaar gekry nie. Maar dit moes moeilik gewees het. Partymal wil ek my kinders offer. Dit sê my kwaad maak. Maar meeste van die tyd sê ek sê vrek liever en kan ek nie dink dat ek so iets moet doen nie. So hoe? Dit is geloof en liefde. So Abraham se liefde vir God het sy vertroue in God gesit en ek glo in my hart het hy geglo, God gaan vir hom iets anders gee. Maak nie saak wat nie, maak nie saak hoe hy moet nie, want God, jy gesê gaan groot nageslag hê. Nou, onthou net, Abraham was al 100 jaar oud toe Isak gebore is, né? Nou, Isak was daar al 'n paar jaar oud. So kom ons sê hy was nou 16 of 20, ek kan nie presies wat nou vandag gesê. Nou, so hy is 116 en waarde, hoe mens kan die pa nou nog 'n baba kry op sy ouderdom. Nou Sarah is ook al oor die nie, sy is nou al 100 en... So,
En dis wat jou en my geloof moet. Maak nie saak nie, Here, ek gaan doen. Maak nie saak as Here, jy sê ek moet my kind offer, ek gaan my kind offer, maak nie saak wat nie. Ek gaan glo dat ek die oorwinning sal kry. Ek sal glo dat jy iets anders te gaan voorsien. Dis hoe ek in jou geloof moet wees. Maar ons geloof is so klein. Dat maak, dat as die eerste windjie waai daar buite, dan begin ons twyfel. As jy nou vat vir Petrus wat op die water geloop het, hy was manhaftig en het uitgeklim uit die boot uit en geloop. Ja, ek gaan hierdie doen. En toe die wind waai en hy sien die wind, toe sink hy. Toe moet hy roep, Here, help my, red my. Hoekom? Want ons laat toe dat die dinge van die wêreld ons plat slaan. Ons laat toe dat al die uitdagings wat ons kant toe kom, ons weerhou om God raak te sien. Actually, wanneer jy opstaan in die oggend, moet jy sê, Here, wat ek kan toe vandag? Net soos Abraham. Okay, Here, gaan ek links of gaan ek regs loop? Gaan ek vorentoe of gaan ek agtertoe? Wat moet ek doen, Here? Nou, ek wil vir julle ietsie baie skrikwekkend eintlik geneer oor hierdie hele offerstorie. Onthou nou, ek het gesê, hy moes 'n brandoffer gemaak het. So in Engels is dit 'n burnt offering. So ek het nou ongelukkig die Afrikaans kon ek nie so mooi kry om die definisie vir my te verduidelik van 'n burnt offering. So ek het nou ek gaan vir die Engelse weergawe lees. Hulle sê the definition and significance of the burnt offering is one of the oldest forms of sacrifice in the Old Testament, symbolizing complete surrender and devotion to God. So jy gee completely oor aan God. So dis eintlik wat hy moes doen. Abraham moes completely gaan oorgee deur sy seun te gaan offer aan op die altaar. Okay? So, hy moet hom gaan offer. Complete offering. The term olah means that which is sense reflecting the olah is die Hebreëse woord vir offering, means that which is sense reflecting the offering's complete consumption by fire on the altar, signifying total dedication to God. This offering was a means of expressing worship, gratitude, and atonement for sin, acknowledging God's holiness and the worshipper's desire to reconcile with Him. So as jy 'n burnt offering gemaak het, 'n brandoffer gemaak het, beteken jy totally surrender. Nou sê God vir jou, gee jou kind. Isak gee jou seun as 'n totale offer van surrender aan my. Dit was 'n boldness. Is jy bereid om daai stap te doen vanoggend? Is jy bereid om God so te glo en so te vertrou? Dat maak nie saak wat nie. Maak nie saak as hy vir jou sê gaan brand daai, dan brand jy daai. You must commit completely to God. Maar weet jy hoe doen ons dit? Okay, Here, ek neem jou nou aan as my verlosser en saligmaker. Dankie. Jy het die eerste stap gedoen. Okay, Here, ek kan net nog so klein bietjie hierdie kant toe gaan. Ek weet ek moet daai kant toe gaan, maar ek kan nog so klein bietjie hierdie kant toe gaan en dan so tussendeur gaan ek 'n obstacle face en dan as ek weer op die kant gekom het, ek wag net hier so, okay, Here, hierso sê ek vir jou wat. Reg, pastor. Ons wil ons eie koppe volg. Ons wil ons eie rigting inslaan. God sê volg my en my alleen. Glo in my en my alleen. Arme Jan moet tot vanoggend ons staan met sy in die kamera. Ons kan nie zigzag gaan nie. Die pad na Jesus toe is reguit. Jy volg hom en hom alleen. Jy is die mikpunt, die doel. Nie al die ander lekker dinge nie. Maar ons like mos die lekker dinge. Die lekker dinge hoe jy in die kry en die moeilikheid net so by the way. Veral party lekker dinge. You have to surrender completely to God and trust God completely. That's the only way.
As ek en jy volkome God vertrou, volkome op God en ons vertroue in hom sit, sal hy jou lei. En soos ek sê, ek en jy is eintlik veronderstel om so fyn ingestel te wees op die Heilige Gees, sodat ek en jy elke oggend kan hoor, en selfs deur die dag kan hoor wat er kan toe met ons gaan. So wanneer daai stemmetjie met jou praat, moet jy weet, okay, ek moet nie nou dalk dit sê nie, ek moet eerder dit sê. Ek moet nie nou dit doen nie, ek moet eerder dit doen. Dus wanneer jy jou smert verloor in 'n situasie, en jy kwaad word, jy word mos so getoets, kinders toets jou, mense toets jou, en dan, wanneer jy daai toets moet slaag, dan faal jy, want jy word met die kwaad. En in plaas daarvan ek is so lief vir my kind, of wat, ek is okay, kom sorteer die probleme uit. Met 'n vuis. Nee, gooi met 'n koffie, of jy doen iets. It doesn't work like that. Geloof en liefde werk saam. God het jou lief gehad en hy het sy seun gegee. Jy wat hier sit vanoggend, God het jou lief. Ek kan vir jou met alle eerlikheid sê, God het jou lief. Maar jy moet na sy stem luister en wat sy plan vir jou lewe is, nie jou eie plan nie. Galasiërs 5 vers 5 lees soos volg. Wat ons betref, deur die werking van die Gees, is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word in Christus Jesus. Is dit nie van belang of jy besny is of nie? Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Jy het nie mooi gehoor nie. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. So as ek geloof het, gaan ek outomaties as gevolg van my liefde vir God oorgaan tot aksie. Gaan ek probeer, kyk waar kan ek iemand se lewe verander? Gaan ek probeer om my lewe so te lei, dat mense kan sien, dat ek 'n kind van God is. Want ek en jy moet ons nou 'n voorbeeld van Jesus wees. Maar, ja, as ek nou party, ek stop my, mense kyk, dan wonder ek ook. So ons lewe moet getuig van God se liefde. As gevolg van my geloof en my liefde vir God, gaan ek oorgaan tot aksie, maar daai aksie gaan goeie vrug afbring. Dit gaan 'n verskil maak in mense se lewens. Dit gaan 'n verskil maak in die wêreld om my. So wat doen jy? Geloof en liefde werk hand aan hand. Jy moet dit albei hê. Ek wil afsluit met hierdie stukkie. Efesiërs 3 vers 14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. So wat hierdie stukkie sê is, weet jy wat, dit is eintlik vir jou en my nie, ons kan dit nie komprehend, ons kan nie dit eintlik indink wat God van ons verwag en hoe groot God se liefde is nie. Maar sy liefde is so groot, al wat ek en jy moet doen is glo. Ek en jy moet net uit die boot uit.
Ons moet net deur die rooi see gaan. Ons moet net vertrou dat ons op die regte rigting ingaan. Dis al wat jy moet doen. Okay. Al wat jy moet doen is glo. Het jy Jesus lief? Yes, ek het Jesus lief. So as ek Jesus lief het, wil ek doen wat hy mag. Dit kom mag. Ek wil die regte ding doen. Ek wil 'n voorbeeld wees. Ek wil die mense om my vertel van hoe amazing hierdie groot God is wat ek dien. Ek wil hê mense moet kan gevul word met sy liefde, gevul word met sy heerlikheid, met sy teenwoordigheid, dat mense kan sien wie hy is en wat hy kan doen. Ons moet vir ander mense gaan bid. Ons moet bereid wees om vir ander mense te bid. Ons moet nie skaam wees om te bid nie. Ek het in die week 'n storie gehoor van iemand wat vir my vertel het, hulle se man het vir hulle gesê, as jy nie wil bid nie, gaan God vir jou skaam wees. En dit het my laat dink. Ek was ook skaam. Sorry as ek op my tone trap. Nee. Ek het nie name genoem nie, so. Maar as jy skaam is vir God, hoekom moet hy dan nou raak wees met jou? Hy gaan wat jy nog kom. Here Jesus, is ek? En hy sê nie, wie is jy? Ek ken jou nie. Jy wil nie vir my ken nie. Jy was maar skaam vir my. So ek skaam vir jou. Ons hoef nie lang, as jy vir iemand bid, jy hoef nie lang gebed te doen nie. Jy hoef nie, Here seën hierdie persoon. As hy siek is, as die Here genees hom. Dis beteken net so. Weet jy wat? Ek dink nou skielik aan Melanie gistermiddag. Ons kom by die huis en hulle het bietjie by ouma gebly en maar nou is ons by die huis en ons kom by die huis en Melanie maar sy's moeilik, sy's kwaai, ja. Sy's kwaad vir haar pa, sy's kwaad vir haar ma, sy's ook kwaad vir die wêreld. Want ons het haar gelos. En sy's kwaad vir haar boeties, nie eens Edwin wat haar favourite is, kry iets met haar uitgerig nie. Hy moet ook net deurloop. Ja, kyk vir jou, my liefie. En ons kom daarso, maar nou huil sy, en sy huil. Nou sit ons nog in die kar, en ons stop, en sy sê, ag, vir die Jesus, maar nou is sy siek, nou is sy hele week siek, sy sê, ag, vir die Jesus, maar ek wil net so, vir die Jesus, met die vrou met my gezond maak, en ek soos, wauw, sy het gesê, waarheen sy moet gaan, om haar genesing actually te kry, so klein soos wat sy is. Kom ons leer het van. Waarheen gaan ons? Ek gaan dokter toe, dat ek net gou bordpilletjies gaan kry, die dokter gaan my gezond maak. Ek is eerste dag, so ek weet daarvan. God is jou geneesheer, God is jou bron, God is die een wat vir jou sorg, so hoe gaan hy nie gezond maak nie? En dis wat ek vir jou wil sê vandag, jou geloof moet so klein wees, of so goed wees soos die van 'n kind. Just believe, and God can do the rest. Dis 'n feit. Julle weet wat 'n koei is? Dis 'n feit soos 'n koei. Net soos wat 'n koei is, as jy geloof so goed, die Bybel sê, jy hoef net so klein geloof soos 'n mosterdsaadjie, my mosterdsaadjies is gone, hulle het dit weggeraak. Maar as jy net so groot het, jy kan vir die berg sê, kan werp jou in die see. Maar wat doen ons? Jy weet, daar in die cartoons, ne, dan is dit die kat. Daar was altyd Sylvester, dus dit was die kat se naam. Nou Sylvester het altyd 'n engeltjie kaartjie gehad en 'n duimeltjie kaartjie. Ja? En die duimeltjie kaartjie het altyd vir hom sê gaan eet vir Tweetie op. En die engeltjie kaartjie het gesê, ag nee, moenie vir Tweetie op eet nie. Ja? Nou ons is meer, nou jy het jou keuse, luister jy na jou engeltjie kant of jou duimeltjie kant en ons luister meer na die duimeltjie kant. En nou, dis 'n feit. Want as ons meer na die engeltjie kant geluister het,
En sal ons lewe minder complicated gewees het, en ons meer na God se stem geluister het. Sal ons onsself dalk uit moeilikheid uitkry, dat ons nie meer veronderstel is om te wees nie. So my vraag aan jou vanoggend is, waarmee ek wil afsluit is jou geloof en liefde vir God genoeg? Is jy waar jy jouself nou vind, weet jy dat jou geloof en jou liefde vir God genoeg is? Of dink jy kort nog so 'n bietjie werk? En ek wil amper vir jou sê, ons almal kort nog so 'n bietjie werk. Ons almal kan, want ons luister nie heeltemal nie, want dan sou ons gesê, ek is die engeltjie man. Ek hoor as God sê. Maar weet jy wat, dit is wat God se genade is. Sy genade is so groot, maak nie saak wat jy droog maak nie, maak nie saak as jy verkeerd gaan nie. Hy bly nie vir jou. Al wat hy van jou vra is, kom terug na my toe. Kom soek my. So ek wil vra dat almal hulle oë sluit. En ek wil jou vanoggend, terwyl daar musiek in die agtergrond gaan speel, wil ek jou vanoggend vra, wil jy nie net vanoggend hercommit aan God nie? Nie net sê, Here, ek kom vanoggend. Ek het gehoor wat pastoor Petrus gesê het. En ja, ek val so bietjie. Maar ek wil bietjie my geloof versterk vanoggend. Ek wil bietjie meer in liefde by U wees. En as daar iets is wat jy vanoggend by God se voete net wil los, terwyl jy so sit, kom los dit by sy voete. As jy wil vertrou vir 'n oorwinning, vir 'n deurbraak, vir 'n wonderwerk vanoggend, kom sê, Here, hier is my wonderwerk. Ek het dit nodig. Kan jy asseblief help? Ek weet God wil help. Ek weet God wil jou situasie verander. Want God se liefde vir jou is so groot, dat hy sy seun gegee het. En as gevolg van dit, kan jy volgend vashou aan hom. So net al waar jy sit, ek gaan jou so 'n paar sekondes gee, ek gaan stil bly en jy gaan nou 'n bietjie met God praat, net al waar jy sit. Sê, Here, hier's ek. Sien my raak. Hemelse Vader, ek kom vanoggend na U toe. En ek wil net vanoggend vir U vra, Here Jesus, kom lei ons elkeen met vanoggend in U kerk. Here Jesus, ons het U so nodig in ons lewe, ons is so afhanklik van U, Here Jesus, en ek kom net vanoggend en ek bid, dat U heerlikheid sal kom en ons kan kom oorvleuel, Here, en ons kan kom oorval. Here, dankie dat ons van U liefde kan beleef, Here, dankie dat ons U geloof kan hê, Here, soos 'n kind, Here Jesus. Dankie dat ons kan glo dat ons God leef en ons God regeer vanoggend, Here. Dankie dat ek kan glo vanoggend, Here, dat U vir my wat hier staan en elkeen wat hier sit, Here, 'n wonderwerk in storie, Here, dat U vir ons voorspoed en nie teëspoed in storie, Here Jesus. Here, ek kom net vanoggend en ek bid, Here, Here Jesus, dankie vir al U genade, dankie vir al U liefde, Here. Vergewe ons as ons verkeerd doen, vergewe ons as ons die pad byster raak as gevolg van omstandighede en situasies. Here, wanneer ons oë van U afval, Here Jesus. Here, vanoggend bid ek net dat U ons sal help, dat ons oë gefokus sal hou op U. Here, dat U ons middelpunt en ons mikpunt sal wees, Here. Here Jesus, ek bid vanoggend dat U vanoggend die een sal wees wat ons sal lei, wat ons sal dra, dat ons sal Here Jesus, dat ons net kan kom stil raak, Here. Dit is vir elkeen van ons wat hier sit, dat ons dit sal glo vanoggend. Ek dink dis baie keer vir ons die grootste challenge wat ons het, is om dit te glo dat dit vir ons sal wees. Ons glo altyd dit is vir iemand anders te en God wil dit vir jou doen. Jy wat hier sit, elkeen, jy kan jouself by die naam noem, God wil dit vir jou doen vanoggend. God wil vir jou 'n wonderwerk gee. Want hy het jou so lief gehad. So Here, dankie dat ek net vanoggend in U teenwoordigheid kan kom. Dankie dat ek by U voete kan kom sit. Dankie dat ek U liefde kan kom ervaar, Jesus. Here, seën elke een van die mense wat hier voor my sit. Here, seën hulle ingange en hulle uitgange in die week, Jesus. Here, seën hulle elke dag se take wat hulle moet gaan verrig. Here, daar by hulle werke, Here, se seëne is my gebed vandag, Jesus. Here, maak hulle paaie gelyk, maak hulle grondgebied meer by hulle werk. Here, gee hulle oorwinning oor elke uitdaging wat op hulle pad is. Here, die wat by die huis is en wat nie werk nie, Here Jesus, selfs hulle seën hulle, Here, daar waar hulle is, dat hulle in U heerlikheid en U teenwoordigheid sal wees. Here, gee ons die liefde soos Abraham,
wat bereid was om sy seun te gee, solank dit net is om U te behaag, Here Jesus. Dankie Vader vir elke persoon wat vanoggend hier sit, Here, dankie dat ek net by U voete kan kom sit, en weet U is in beheer, Here Jesus. Here, gaan nou met elkeen, seën hulle, lei hulle, bewaar hulle, beskerm hulle, Here. Ek pleit die bloed van Jesus oor elke persoon, Here. Ek bid, Here, dat U hulle sal seën. Ek bid dat U hulle sal kalm hou. Ek bid dat U hulle wysheid sal gee. Here Jesus, U sê nie, jy mag vra vir wysheid. So Here, ek bid vanoggend vir wysheid vir elke persoon wat hier sit, Here Jesus. Dat U hulle met wysheid sal seën, Here, sodat hulle sal weet wat om te doen, Here. Dankie Vader vir al die genade en al die liefde. En dankie dat ons weet, ons het net nodig om geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie te hê, om iets te bereik in die Here. Dankie Vader vir dit wat U doen, dankie vir die seën en dankie vir elke persoon wat hier sit. Seën hulle in Jesus naam. Amen.